The unique nature of water is due to two things. The one reason is because it's biologically essential. No plant life, animal life, any life can exist without water. And the other thing is the extraordinary ability of water to clean up stuff. The most important factor contributing to increased human longevity is indeed not food security, but waterborne sanitation. The fact that water that we polluted is taken somewhere where it is isolated and treated, or just exposed to the nature and ecologically broken down, all the pollutants and all the bacteria and stuff, and then it can either go back into the atmosphere or into water sources, being released back in the ecology. Nou, oor al die eeuwe is dit maar hoe mense gemaak het. Jy het na die naaste waterbron, 'n stroompie, 'n dammetjie, of selfs 'n put gegaan, water geskep, dit gebruik, dit vuil gemaak en die vuil water nou maar daar ergens gegooi en die natuur het dit hanteer. Het nie 'n probleem geword nie, totdat ons so baie geword het, totdat ons mense begin stede bou het en jy nodig het om hierdie water weg te neem sodat dit behandel kan word en laat ons ook die water wat ons nog wil gebruik skei van die water wat ons reeds gebruik het. Die water wat ons nog wil gebruik moet natuurlik skoongemaak word. Dit moet voorberei word vir menslike gebruik. Dan moet dit na huise toe gestuur word met pype en as dit klaar gebruik is, moet die vuil water weer met die rioolpype teruggaan na die rioolplase toe. En dis waar die blou druppel, die groen druppel en die geen druppel inkom. Die blou druppel is goeie drinkbare water. Die groen druppel is doen weg met die besoedelde water op 'n manier wat dit nie weer in die menslike sisteem inkom nie. En die geen druppel is doen al hierdie sonder om water te mors, sonder dat dit wegraak. Nou is die probleem dat hierdie goed is ongelooflik kapitaalintensief. Dis duur om te bou, dis duur om te onderhou en dit verg voortdurende aandag. Soos iemand al gesê, die duiwel is in elke pyp. Die goed verstop, dan sit jy met nie een huis se riool soos wanneer jy 'n pittoilet het nie, maar met 50 of 100 huise se riool wat op een plek uitloop. Nou 'n slim ou het op 'n dag gesê, the solution to pollution is distribution. Hoe meer jy dit uitmekaar uit wegvat, hoe minder besoedelend is dit. Nou wat ons in werklikheid doen met die rioolplaas is die teenoorgestelde. Ons bring al die biologies gevaarlike riool by mekaar om dit te kan behandel, maar as ons dit dan nie behandel nie, dan skep ons 'n ramp. Nou die probleem is dat ons hele stedelike beplanning is eintlik daarop ingestel om van water ontslae te raak, water wat met reën val en water wat gebruik is, terwyl ons hierdie vuil water eintlik as 'n hulpbron moet beskou. Hoekom is dit vuil? Dit is vuil omdat dit 'n hoë lading van voedingsstowwe het. Dit is iets wat weer gebruik kan word. Die probleem is, solank as wat jy 'n ding as 'n afval of as 'n pestilensie of as 'n plaag beskou, gaan dit jou altyd baie geld kos om dit te hanteer. Maar die oomblik wat jy dit omskep in 'n hulpbron en wat jy byvoorbeeld biobrandstowwe of baie ander produkte daaruit kan vervaardig, het jy 'n hele paradigma skuif gemaak wat die probleem verander in 'n hulpbron, en dit is iets waarvan jy dan op die ou end nie te veel het nie, maar nooit genoeg van kan kry nie, want jy het werk daarvoor. Dit is 'n nuwe manier van dink.